Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die teken om te begin. En hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daniël hoofstuk 8 vers 14. Ons moet ernstige studente van profesie wees. Ons moet nie rus totdat ons intelligent word met betrekking tot die onderwerp van die heiligdom wat in die visioene van Daniël en Johannes uiteengesit word nie. Hierdie onderwerp werp groot lig op ons huidige posisie en werk en gee ons onmiskenbare bewys dat God ons in ons vorige ervaring gelei het. Dit verklaar ons teleurstelling in 1844 en wys vir ons dat die heiligdom wat gereinig moet word nie die aarde was soos ons veronderstel het nie, maar dat Christus toe die allerheiligste vertrek van die hemelse heiligdom binnegegaan het en daar die afsluitingswerk van sy priesterlike ampt verrig, ter vervulling van die woorde van die engel aan die profeet Daniël. Daar is bevind dat die 2300 dae begin het toe die bevel van Artasasta vir die herstel en bou van Jerusalem in werking getree het, in die herfs van 457 voor Christus. As ons dit as die beginpunt neem, was daar perfekte harmonie in die toepassing van al die gebeure wat voorspel is in die verduideliking van daardie tydperk in Daniël hoofstuk 9 vers 25 tot 27. Die 70 weke, of 490 jaar, sou veral op die Jode van toepassing wees. Aan die verstryking van hierdie tydperk het die nasie sy verwerping van Christus verseël deur die vervolging van sy disippels, en die apostels het hulle tot die heidene gewend in 34 na Christus. Nadat die eerste 490 jaar van die 2300 verby was, sou 1810 jaar oorbly. Van 34 na Christus strek die 810 jaar tot 1844. Dan, het die engel gesê, sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Ons geloof met verwysing na die boodskappe van die eerste, tweede en derde engele was korrek. Die groot wegwysers wat ons verbygesteek het, is onwankelbaar. Alhoewel die leerskare van die hel hulle van hul fondament mag probeer afruk en triomfeer in die gedagte dat hulle geslaag het, slaag hulle tog nie. Hierdie pilare van waarheid staan vas soos die ewige heuwels, onbeweeglik deur al die pogings van mense gekombineer met die van Satan en sy leer. Ons kan baie leer en behoort voortdurend die skrifte ondersoek om te sien of hierdie dinge so is.